Ek wil so 'n paar gedagtes met jou wissel en 'n paar gedagtes deurwerk en 'n paar goedjies wat ek voel wat in my hart brand en wat ek gaan neerskryf het en dit kom veral uit Lukas, die Lukas gedeelte uit, as ek daar vir u kan gee, daai Matteus 28 en dan Markus en dan Johannes, hulle word saam so ingesit in die evangelies en daar is 'n gedeelte wat ek dan graag vir u wil lees en ek wil u nooi om saam met my rustig te sit en saam met my hierdie gedeelte te lees en daarna gaan ons die woord bedien of die nagmaal bedien en ons gaan heerlik saam die oorwinning vier. Amen. Almal gereed? Kom ons lees. Die Vrydag aand het swaar en somber oor Jerusalem gelê. Die donker lig was stil, amper asof die aarde self sy asem ophou. In die skaduwee van Golgotha, waar bloed nog donker teen die hout kleef, kom 2 mans stadig nader, versigtig, haastig, maar met 'n diepe eerbied. Josef van Arimatea en Nikodemus, die een 'n geheime disipel en die ander 'n soeker in die nag. Hulle lig sy bebloede liggaam van die kruis af, gebreek, deurboor en stil. Met bewerige hande en harte wat nie verstaan nie, begin hulle hom reinig. Die koue klipgraf was pikdonker van binne en het na die bitter reuk van bloed, sweet en krye geruik. Die swaar geur van mirre en alwyn vul die ruimte, 'n begrafnis vir 'n koning. Met spierwit linne draai hulle hom styf toe, strook vir strook en laag vir laag. En daar, in die donker koue klipgraf, laat hulle hom die Vrydagnag agter. Die swaar klip as teken van dood en finaliteit word deur die diep beproefde disippels toegerol en die wêreld word stil. Maar die stilte was nie leeg nie. Dit was swanger met iets wat geen mens kon sien. Vroeg die Sondagoggend, terwyl Jesus nog stil lê, kom die Heilige Gees oor hom en dan in hom. Nie met geraas nie, nie met geweld nie, maar soos asem, soos die lewe self. Ja, net soos God die lewe in die mens geblaas het, Jesus word stil wakker. In die donker, koue graf begin hy voel hoe sy gebroke liggaam warm word, warm van die heerlikheid van die Gees. Wat dood was, begin lewe, wat gebreek was, word herstel, en in daardie heilige stilte fluister God sag, my seun, is tyd om op te staan. Dieselfde woorde wat Jesus oor Lazarus geroep het, ekho nou in sy eie gemoed. Hy beweeg, ja, die dood kan hom nie meer vashou nie. Terwyl hy opstaan, val die doeke waarin hy toegedraai is sag op die klipgrond neer. Die koue graf wat bedoel was om 'n einde te wees, word in begin. Jesus buig, nie hastig nie, maar met koninklike rus. Hy tel die doeke op en vou dit op en sit die kopdoek netjies eenkant, want selfs in die oomblik van oorwinning is daar orde, is daar vrede, is daar gesag. En toe, sonder dat 'n mens dit sien, verlaat lewe die graf. Nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n oorwinnaar. Later sal die klip weggerol word, nie om hom uit te laat nie, maar om die wêreld in te nooi, om te sien, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, hy leef.
En dis Christus, die een wat vir ons alles bewerk het, sodat ek en jy 'n lewe kan leef wat vry is en wat in oorwinning staan. Kan jy daaraan dink? Niks in hierdie lewe het die mag om jou te oorheers nie. Totdat jy toelaat dat dit jou moet oorheers, sal dit jou oorheers. Maar niks het die mag om jou te oorheers nie. Want in Christus is ons vrygemaak. So daar's 3 goed wat vir my uitstaan, wat ek net so 'n gedagte wil aangee. Die opwekking, die klip en die kopdoek. Kom ons gaan kyk na die opwekking. Ons gaan kyk na die gedeelte daar. Die opwekking is God die Vader wek hom op. Niemand anderste nie. Daar was nie 'n ander godheid of iets betrokke wat Jesus uit die dood het opwek nie. God wek hom op. Handelinge 2 vers 24. God het hom opgewek deur die smarte van die dood te verbreek. Dink net aan daai konteks. Die dood heers in die graf. Die smarte, die pyn. Die aakligheid van die dood. Die dood wanneer dit ons tref, wat soveel pyn en smarte veroorsaak, wanneer ons in ons eie lewens maar die dood moet verwerk. En God kom en sê, hey, dis nou tyd dat ek hierdie dood verbreek. En hy verbreek dit self deur sy eie krag. Romeine 6 vers 4 sê, Christus, deur die heerlikheid van die Vader, uit die dood uit opgewek. Net so 'n ander konteks. Uit die heerlikheid van die Vader. Met ander woorde, dit beteken doxa, dit beteken daar's oorgenoeg, daar is nooit tekort daaraan nie. Die heerlikheid van God die Vader wek hom uit die dood uit op. Dit wys, die opstanding is 'n daad van God se mag en goedkeuring. God het dit self goedgekeur, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. As jy teruggaan en jy gaan kyk na die kruis, en jy kyk na die kontras, die dualisme eintlik by die kruis, waar Jesus as koning sterf, hy weet hy moet sterf, maar wat hy doen, is teenstrydig amper, is amper daai menslikheid, daai faktor waarmee ons almal sukkel, en hy skree uit, hy sê, Here, hoekom het U my verlaat? Hoekom het U my verlaat? Want God moes hom verlaat het. Jesus moes die dood in sy volheid moes hy hanteer en hy moes sterf soos wat ons elkeen ergens gaan sterf. Sê vir die ou langs jou, jy gaan nie lewendig uit hierdie storie uitkom nie. Ergens is dit jou beurt. Nie te vroeg nie of nie te laat nie, net op die regte tyd. Ergens is dit jou beurt nie. Maar is ja een van die dinge. So die Heilige Gees is die krag van die opstanding. En dit is baie belangrik om dit te besef. As jy net 'n notaatjie kan maak, Romeine 8 vers 11, as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon. Wie kom Paulus, en Paulus kom sê amper iets anders. Hy sê, ouens, ek besef iets, dat dieselfde krag wat in die graf besig was, om vir Jesus te fluister en te sê, staan op, is dieselfde krag wat binne in jou en my gaan werk. Om ons uit die dood, dit is die dood van hierdie lewe, dis uit die sondige patrone van hierdie lewe, om ons uit dit uit te haal, sodat ons in oorwinning kan staan. As ons net 'n oor het om te kan luister, hoe Christus my wil gesond maak, en my wil opwek, en wil opvat, in 'n nuwe lewe in. Kom ons kyk na die klip. Die engel rol die klip weg. Volgens Matteus Evangelie, hoofstuk 28 vers 2, daar was 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal gekom en die klip weggerol en daarop gaan sit. Nou dit klink soos 'n Hollywood storie. Groot aardbewing, kom 'n engel uit die hemel uit,
Rol hierdie klip weg, wat geen mens kan wegrol op sy eie nie, en hy gaan sit bo op die klip. Dink net aan die prentjie. God self, wat sê, ek het nie nodig dat mens die klip hoef weg te rol nie. Ek self sal dit kom doen, en sal vir julle wys, dat dis ek wat die dood oorwin, dis ek wat hierdie wêreld van sy slawerny sal bevry, sodat julle in oorwinning kan staan. So, as ons oplet oor die volgende, dan is dit, die klip is nie weggerol, sodat Jesus kon uitkom nie. Jesus het reeds opgestaan. Dis baie belangrik. Sy verheerlikte liggaam was nie beperk deur 'n klip nie. Die klip is weggerol, sodat mense kon sien, dat die graf leeg is. Dit bring 'n ander dimensie vir ons. Toe die disippels kom en die vroue kom en hulle kom kyk in die graf, hulle stap in die graf en hulle sien dat die graf is leeg. So kom ons gaan kyk na nog 'n deel van die kopdoek. Die evangelie beskryf nie die oomblik self nie, maar gee vir ons belangrike leidrade. Dis nou die 4 evangelies saam. In die Johannes evangelie lees ons in hoofstuk 20. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie op die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Dis nou in die Johannes evangelie wat dit vir ons sê. Nou, kom ons kyk net daarna. Die linne doek lê daar. Die kopdoek is apart netjies opgerol. Dit is baie vreemd as iemand die liggaam sou steel. Niemand los doeke so netjies agter nie. Wat is 'n moontlike interpretasie? Onthou nou, die soldate het by die priesters uitgekom en die priesters het gesê, hulle moet sê, hulle was betaal daarvoor, hulle moet sê dat die liggaam is gesteel gewees. Die disippels het gekom en die liggaam gesteel. Nou die teenredenasie is dit, dat daar word gesê, dat as jy steel, los jy niks netjies agter nie. Ek kyk gisteraand foto's van een van ons lidmate, hulle het sy huis gesteel en beroof en ek weet nie wat hulle alles gedoen het, maar honderde duisende rande is uit 'n huis uit weggesteel, soos wat hulle geroof het, maar weet jy hoe lyk die huis? Die huis lyk is 'n chaos. Elke kas en elke plek en elke dingetjie is uitgegooi op soek na iets fantasties. Ek het so kwaad geraak. Jy weet, as die wêreld kom en die wêreld kom steel dit wat jy so hard voorwerk. En dit wat Jesus vir ons kom doen het, kan niemand kom verplaas om te sê hy was gesteel nie. Want hy het sy kopdoek en hy het sy linne het hy fyn neergesit op die regte plek. En ek gaan vir jou net 'n moontlike interpretasie gee van dit wat hier is. 'n Interessante Joodse gebruik, dis 'n moontlike betekenis. Sê die volgende. Daar is 'n ou gebruik, nie eksplisiet in die Bybel nie, maar kultureel bekend. As 'n meester klaar geëet het en sy servet opgerol los, beteken dit ek kom terug. As dit waar is in hierdie konteks, is dit ongelooflik simbolies. Jesus los die opgevoude kopdoek as teken. Ek is nie klaar nie. Ek kom terug. En as ons dit vanoggend vir onsself kan vat, wil ek jou dit vra. Verwag jy dat Jesus gaan terugkom? Want ek gaan jou verseker, hoe dit gaan in hierdie wêreld, gaan dit nie beter word nie. In die 70s, 80s het ek altyd gehoor dat hierdie wêreld gaan een global village word. Vandag gebeur iets in die Midde-Ooste en dit beïnvloed ons almal dat jou en my se petrolrekening skiet deur die hoogte. Dit gaan nie beter word in hierdie wêreld nie.
in die kontras. Dit kan beter raak vir jou en vir my, wat in die vrede van Christus leef, omdat ons verwag hom. Hy gaan weer terugkom. Hy gaan terugkom om vir my en vir jou te kom haal. En hy gaan vir ons kom haal, nie na 'n slegter plek toe nie. Nie na 'n plek toe waar daar meer pyn gaan wees nie. Hy kom vir jou en vir my haal na 'n plek wat vir ons voorberei is as 'n feesmaal. En ons sal saam met hom sit, en ons sal saam met hom eet, en ons sal saam met hom geniet, en ons sal die oorwinning beleef wat hy vir ons almal bestem het.